Goeiedag geliefdes, ek groet u vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nazareth, ons Verlosser en Here, en wat 'n voorreg om u vandag weer te kan bedien in die wonderlike naam van ons heilige Here Jesus Christus. Geliefdes, vandag se boodskap wil ek tema, die dag toe die man van God bedank. Klink erg, nee? Die man van God wat bedank. Nou kan u dalk dink van watter geestelike karakter in die Bybel gaan ek praat? Miskien het jy reg geraai. Elia. Nou geliefdes, Elia was die profeet van God. En hy het geleef en bedien in die tyd van Agab. Hy was die koning van Israel en hy het 'n vroukie gehad met die naam van Isabel. Nou geliefdes, Isabel en Agab, hulle was in diep afgoderry. Nou ja, as die paleis korrup is en afgod dan met die koning aanbid afgod, dan kan ons verwag, die volk is ook verrot met afgoderry. Israel sit in afgoderry. Elia sit in 'n volk wat totaal van God af weg is. Jy weet, ek dink wat my nogal altyd van die Joodse mensies verstom het, is dat hulle het so 'n ryk geskiedenis. Hulle het so 'n wolk van getuienis van die werkinge van God, van Abraham af, Moses, hoe hulle in die beloofde land ingelei het en uit hierdie eeue vir hulle groot dinge gedoen het. Jy weet, Israel het altyd maar die een oog so op God gehad en die ander oog op afgode. As jy maar hoor, dan is Israel in afgoderry. Hier is dit. Die volk van Israel is in afgoderry. Nou, jy weet geliefdes, ek dink nie ons verstaan die stryd wat Elisa eintlik regtig gehad het nie. Jy weet, ons leef nie eens in so 'n tyd nie, maar probeer vandag social media of sommer net in 'n gesprek bietjie waarhede te praat. Sonde by die naam te noem en te sê sekere goed is nie reg voor die aangesig van God, die geliefdes, gou is jy in warm water. Ek onthou ek staan eendag so in 'n kringetjie en ons gesels oor geestelike waarhede en 'n sussie in die Here daar val my aan oor 'n geestelike waarheid. En ek sit daar my binne as ek dog maar net die waarheid kan kwaad maak, die waarheid kan seer maak. Jy weet, so dis een ding as mense jou aanval verbaal, dis een ding as mense jou vermy of so draai om jou stap. Maar as iemand jou lewe soek oor die waarhede wat jy spreek, dis daarom die ergste vlak. En dis presies wat met Elia gebeur. Hierdie koning en sy ou dierbare vroutjie wil Elia net van die aarde afvee. Want as jy in afgoderry en in sonde lewe, wil jy nie die waarheid van God hoor nie, jy wil daai ou doodmaak wat dit sê. En dis presies wat hy met hom wil doen. Nou ons ken die verhaal, hy daag die Baalpriesters uit en hy sê vir die volk, kom hier, ek wil vandag vir julle wys wie die God is. Hy sê die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En ons ken die verhaal hoe die Baalpriesters hulle altaar bou, Elia bou sy altaar, hulle doen hulle ding amper 'n hele dag lank en hy lag en spot so bietjie met hulle, niks gebeur nie. Elia doen sy ding, gooi nog meer water op en hy bid en God antwoord met vuur uit die hemel en hy verteer daardie altaar. En daardie dag kom die volk tot bekering. En wat doen Elia? Hy maak sommer hy klomp Baalpriesters dood. Hy smoor die kiem sommer in sy wortel. Wat doen koning Agab? Nou as ek so na hom luister en kyk, klink dit nie vir my uit my ruggraat gehad nie. Hy kom maar by die huis en hy sê vir sy vroutjie, my liefie, jy sal nie weet wat het Elia vandag met ons Baalpriesters gedoen nie. En sy seker maar vir hom gesê, nee my liefie, vertel my. En hy sê, nee, hy het hulle almal doodgemaak. En sy seker hom gesê, my liefie, gaan sê jy vir Elia, môre gaan ek met hom doen wat hy met my Baalpriesters gedoen. En weet wat geliefdes, Elia kom op 'n punt in sy lewe wat hy net besluit, genoeg is genoeg. Want jy weet, hy het 'n hele lewe van stryd in Israel gehad. Want hy kan nie die woord praat nie. Dan is hulle op hom. Praat hy teen die koning, wil die koning hom doodmaak. Hy moet die hele dag vlug. So ek dink nie ons verstaan hierdie geeste stryd wat hy gehad het nie. En hy het net besluit, genoeg is genoeg. En wat doen hy? Hy besluit, hy gaan na die berg van God toe en hy gaan sommer persoonlik sy bedanking vir God gee. Jy weet, kyk ek bietjie, daar's ander geestelike karakters wat die goed bietjie anders hanteer het. Wat nou Jona? God sê vir Jona, Jona, jy moet na Ninive toe gaan sê vir daai mense,
Hulle moet hulle bekeer, want as hulle nie gaan nie, gaan ek vir hulle uitroei. Wat doen Jona? Nineve is links, ek gaan regs. Hy hardloop weg vir sy roeping. En ons weet God gaan haal hom deur die vis en hy vat hom om sy werk te gaan doen. Moses, hoe het hy dit hanteer? Hier staan hy voor die braambos. God sê vir Moses, jy moet die volk uitlei, die Here praat met hom. Hier begin Moses met 'n lys van verskonings. Ag Here, ek kan nie praat nie. Ag Here, ek kan nie dit nie. Ek kan nie dien nie. En toe hy nou sien, hy wen nie die argument nie met die Here nie, toe sê, ag Here, ek dink, jy moet maar iemand anders stuur. Ek is nou nie, die ding is nie vir my nie, stuur iemand anders. En die woord sê, God het toornig op Moses geword, en Moses besluit toe, nee is reg Here, ek sal dit gaan doen. Wat doen Elia? Hy hardloop nie weg nie, hy stuur nie net 'n e-mail, 'n gebed vir God nie, nee, hy wil met God self praat, en hy pak sy goed in die woestyn op pad na die berg van God toe. Die Bybel sê, was so daglang in die woestyn, toe sien God, Elia gaan dit nie maak tot oor die berg nie, die Here stuur vir hom engele, vat vir hom water en kos, sodat hy versterk kan word. En die woord sê vir 40 dae en 40 nagte, het hy gestap, dag en nag, sonder ophou. Elia is so vasbeslote, sy besluit is so vas, hy loop sommer vir 40 dae en 40 nagte, om vir die Here te gaan sê, I'm done Lord, ek bedank, geliefdes. En hier kom Elia by die berg aan, en hy is daar in die spilonk, en die Bybel sê, en die woord van die Here tot hom gekom. Die geliefdes, jy baie keer die woord lees, die woord van die Here tot iemand gekom. Dis my gedagte, jy mag my verskil, maar ek dink dis die Heilige Gees wat met hom gepraat het, want dit is die Heilige Gees wat na ons toe kom in ons gees en ons woord. As 'n verskil is die Heilige Gees met my praat, en as God in persoon met my praat. Die Heilige Gees kom en sê, Elia, wat maak jy hier? En hy verduidelik, Here, ek het gewerk, en hulle die altare afgebreek, die kinders van Israel wil nie luister nie, hulle maak die profete dood. Hy sê, Here, ek is die enigste ou wat nog oor is. En nie lank nie, kom die Here homself. Here, aardbewing, wind, vuur, en toe 'n ligte koelbriesie waai, kom hy en hy beklee sy aangesig en hy gaan uit voor die aangesig van die Here. En die Here vra vir hom, Elia, wat soek jy hier? Die antwoord die vraag wat God hom vra, sê vir my, dat dit was nie God se wil, dat hy daar moes wees nie. Elia, wat soek jy hier? Jy moet nie hier wees nie, jy moet op jou pos wees. En Elia begin dieselfde storie vertel. Jy weet geliefdes, so wat hy eintlik gedoen is, hy het sy bedanking by God en gesê, Here, ek kan nie meer nie. En ek leer iets moois in hierdie verhaal. En dit is, jy weet geliefdes, wanneer ons nie meer kan nie, God verstaan ons. En die Here sê vir hom, Elia, dis reg. Gaan terug op die pad wat jy gekom het. Gaan salf Elisa in jou plek as profeet, en gaan vervang daai koning, en die Here sê vir hom, wie hy moet salf in die plek van Agab. En weet jy wat, hy is daar weg. Die einde is, Elia is hemel toe. Jy weet geliefdes, soms kom ons in ons lewens, dan voel ons net, lewe is te veel. Ek kan net nie meer nie. Ek onthou, ek het 'n broer en 'n suster in die Here, ek vir baie jare ken, en die suster, gereeld as ons by hulle gekom het sy altyd gesê, sy's moeg, sy wil nie meer in hierdie wêreld wees nie. En sy bid elke dag, dat die Here haar kom haal. En weet jy wat? Een aand, 'n man is in die kamer, sy's gaan kombuis toe, en hy sien, maar jette, sy neem lank om terug te kom, hy stap kombuis toe lê sy op die vloer, dood aan 'n hartaanval. En jy weet, God het haar begeerte vir haar gegee. Sy wou nie meer hier wees nie. Sy wou nie meer, sy sê, Here, genoeg is genoeg. Vat my lewe. En die Here het dit gedoen. Ek het enige ander getuienis gehoor van 'n sendeling. Hy het iewers bedien en ook op 'n punt in sy lewe gekom en hy het net gevoel, dinge is te veel. Hy het ook sy koppie uitgeklim en hy is ook daar op sy knieë en hy het gesê, Here, ek het genoeg gehad, U kan my maar vat. En die Here antwoord hom en die Here sê vir hom, klim af en gaan doen wat ek vir jou gesê het. En die Here vertroos hom en die Here herstel hom en hy gaan uit en hy gaan bedien. Jy weet geliefdes, so dis gevaarlik om na God toe te kom en te bedank. Sê Here, ek het
genoeg gehad. En jy weet wat, my geliefdes, soms in ons lewens kom mensies, ons almal, ek dink almal het al gevoel op 'n tyd in ons lewe, Here, ek het genoeg van hierdie stryd gehad. Ek het genoeg van hierdie dinge gehad. Daar is Elia, die profeet van God. As hy moedeloos geraak het, as hy opgee, wie is ek? Ek sien groter as hy nie. En jy weet, dan kom ons in ons lewens. Ek het ook al so gevoel, gedog, ag, Here, wens ek kan huis toe gaan. Jy weet, dan lees ek van 'n ander man, ons broer Paulus, halleluja. Die Bybel sê, praat met een van die gemeentes, hy sê vir die gemeentes, broers, ek het hierdie twee stryd. Hy sê die een kant van my verlang om by die Here te wees, want jy sien, Paulus was al weggeruk in die hemel. Hy het al gesien hoe lyk dit daar. So ek dink as jy van daar af hiernatoe kom en jy sien hierdie klomp twag in hierdie wêreld, hierdie dinge wat gebeur, sal ek ook sê nee, ek bly. So Paulus het die goeie gesien en hy sê vir die gemeente, weet julle, ek verlang om by die Here te wees. Dit is die beste. Hy sê, maar as ek na julle kyk, my broers, dan sien ek, julle het my nodig. Ek het waarde nog hier. Ek kan nog toevoeg aan julle geloof. Ek kan nog openbaringe met julle deel. Ek kan julle nog meer die beeld van Christus in julle lewe inbou, sodat julle kan kom tot die volle kennis van die Seun van God. So Paulus was ook in daai stryd gewees. Paulus het 'n geweldige stryd gehad. Hy het altyd 'n probleem gehad met valse broeders wat in die kerk kan kom. En glo vir my broers, as baie valse broers en susters in die kerk wat teen jou werk. Hulle is altyd net teen jou. Hulle was altyd teen Paulus. Hulle wil hom altyd diskrediteer. Hulle wil altyd sy leringe afmaak as nee man, hy het die hele waarheid. Al daai goede. Dan was hy nog in die gevangenis. Hy was geslaan. So ja, as daar een ouens wat seker nou kan sê, I've had it, dan is dit Paulus. Maar Paulus besef, hy het meer waarde hier as in die hemel, want die hemel gaan kom. En weet jy wat, geliefdes? Ek en u het 'n geboortedatum en 'n datum wat God besluit het, dat my tyd in hierdie wêreld sal verby wees. En weet jy wat? God het vir my en u bepaal voor die grondlegging van hierdie wêreld. Het God u by u naam geroep? Het God u beplan? Hy het u in u moeder se skoot gesit. Hy het die geboortedatum bepaal. En God se wil is, dat in daardie lewensspan van my, ek die wil van die Here kan doen. Paulus sê, ons is 'n brief van Christus. En dan wil ek vandag vir u sê, my geliefde, is u vandag moedeloos? Is u moeg? Voel u die siekte wat u dra het te groot geword? Voel u die lewe te swaar geword? Dalk voel u, weet jy, ek het my lewe uitgedien. Ek het gedoen wat ek kon, ek kan nie meer doen nie. Dan wil ek vandag vir u sê, u weet dit miskien nie, u sien dit nie, maar daar's mense wat u nodig het. My broer, u vrou het u nodig. My suster, u man het u nodig. U kinders het u nodig. U ouers het u nodig. Daar's mense wat die Here deur u lewe wil aanraak. Daar's dinge wat net u kan doen in hierdie lewe vir God. En daarom wil ek u vandag bemoedig en aanmoedig. Sê geliefdes, laat ons nie moedeloos word. Ja, ons word moeg, ons word mat. Is daar nie 'n skrif wat sê die jong manne word moeg en mat, en struikel selfs, en die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle styg op die vleuels van 'n arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Geliefdes, dan sal God ons aandoen met krag. En u weet, elke dag, elke keer in my lewe, as ek my oë oopmaak in die oggende, dan besef ek, God wil my hier hê. U weet, ons weet nie wat is wanneer God se tyd nie. Maar een ding is, elke dag nog, wat ek my oog hier oopmaak, en ek is hier, sê ek vir die Here dankie. Al voel ek moeg, al voel ek moedeloos, al voel ek, ag Here, nog 'n dag. Het gaan nie oor my nie, gaan nie oor my selfsug nie. Mense het my nodig, my vrou het my nodig, my kinders het my nodig. Ons het mekaar nodig, en wil ek hê u moet weet, u het nog 'n doel, elke dag, my geliefde. Maak nie saak hoe sleg die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe elendig die dinge lyk nie. God het u gespaar, en hy spaar u elke dag met 'n doel. Sy doel is nie net dat dit ons swaar gaan nie. Ons moet gefokus wees op die koninkryk, nie oor die dinge van hierdie wêreld nie.
Die Here Jesus self het gesê, het elke dag nie genoeg aan sy eie kwaad nie. Natuurlik, ons lewe in 'n bose wêreld en is asof die dinge net erger en erger word. Maar een ding weet ek, my lewe is in die hand van my God. Hy het my gekoop met sy bloed. Hy het my beloof, hy sal met my wees al die dae van my lewe. Hy het my beloof en niemand sal uit my hand ruk nie. Hy sal elke behoefte van my vervul, aan die rykdom van sy genade. En daarom wil ek u vandag aanmoedig. Geliefdes, as u vandag moedeloos is, wil ek u moet weet, God het u hier gesit. En wat 'n dag sal dit wees? Daardie dag sal kom, dat ek hemel toe sal gaan. Halleluja. Wat ek verlos sal word van die liggaam van die dood. Wat ek verlos sal word uit hierdie wêreld met sy ellende, smart en hartseer. Dit gaan verbygaan. Maar weet jy, terwyl ek in die lewe loop, is my oog op die hemel, want ek gaan eendag voor die lewende Here verskyn, voor sy regterstoel. Halleluja. Hy gaan my beloon. Ons gaan saam met hom regeer as konings en priesters. Geliefdes, daar is 'n loon na hierdie lewe. Daar is 'n loon na u lyding. Daar is 'n loon na u trane. En ek wil u oproep, kom ons staan op. Sê, Here, elke dag wat ek leef, sal ek leef tot eer van die Here. En ek sal die wil van die Here doen, totdat die Here my kom haal. Mag die Here u seën, mag hy u guns gee, mag God u krag gee, mag die Here vir u 'n visie gee, mag die Here vir u doen ver bo wat u kan bid of dink, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen en amen.